Maak jou gereed om jou maker te ontmoet. Maak jou gereed. Ons gaan nie as 'n groep in nie. Daar's nie 'n kerkoord nie. Dis jy en die regter. En jy het reg nodig om te kan ingaan. Jy het geregtigheid nodig om te kan ingaan. Yeshua is ons geregtigheid. Hoekom? Want ek het oortree. Daar's 'n boete vir my oortreding. En die som totaal van die boete is die dood. En hy betaal dit. Hy dood in my plek. En as ek in hom sterf, ek word weergebore, ek sterf in hom, ek staan op saam met hom uit die dood uit. Waar is my oortreding? Op hom. Hy het betaal. Die rekening is betaal. Mits ek my met hom versoen het. Bekeer jou en laat jou doop. En jy sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. En as dieselfde Gees wat Yeshua uit die dood uit opgewek het in julle sterflike liggame woon, dan sal daai Gees jou ook opwek uit die dood. Hoe kry ek die Gees in my? Word ek met hom gebore? Nee. Ek word met hom weergebore. Jy moet weergebore wees, anders jy nie uit die dood uitkom. Dan is gevangene daar wees. Dis jou verdiende loon. Maar my verdiende loon het op Yeshua gegaan. Hy het betaal. En nou is ek vrygespreek. En nou het ek waarlik die hoop van die ewige lewe en ek kan my waarlik daarin verbly. Dis nie 'n vals hoop nie. Dis geloof. Hoekom kan ek dit glo? Want daar sien ek dit. Dis hoe ek geregtigheid kry. Ek het dit nie verdien nie. Ek het nie daarvoor gewerk nie. Al wat ek moet doen is ek my vereenselwig met sy dood en sy opstanding. Ek moet eintlik net sê, as ek dit kan opsom, red my, ek is u sinner. Maar as jy nie gedoop word nie, gaan jy nie gered word nie. Red die doop my? Nee. My geloof in Yeshua red my. Maar my geloof bepaal dat ek doen wat hy sê. In die ou verbond het hy gesê, jy moet jou laat besny. En die nuwe verbond sê hy vir my, jy moet jou laat doop. Soos in die dae van Noag, waar 8 siele in die ark ingegaan het. En hulle is gered van die vloed. So red die doop ons nou ook. Het die ark hulle gered? Nee, God het hulle gered. Hoe het hy dit gedoen? Met die ark. As hulle nie in die ark ingegaan het, net hulle verdrink. As ons nie laat doop nie, ons verlore gaan. As ek my laat doop, en ek sterf in Yeshua, en ek word opgewek in 'n nuwe lewe, en die Gees van God is in my, dan is ek weer gebore. 'n Nuwe skepsel. Dit is nie 'n ritueel en gaan terug na my ou lewe toe nie. Dit is 'n nuwe skepsel. Ek is in die koninkryk van God. En die koninkryk van God is in my. En elke dag is ek in die koninkryk. Bedoelende, dis waar my hart is. Ek het die dinge van die wêreld afgesterf. So ek my vir die ryk man sê, vat al jou goed en verkoop het, vat die geld, gee dit weer armes, en dan kom jy hier en jy volg my na. En hy sê vir ons dieselfde. As jy 'n ryk man is, verkoop jou goed. As jy 'n belangrike ou is, verkoop jou belangrikheid. As jy 'n groot naam het, verkoop jou groot naam. Maar wat ook al jy in hierdie wêreld het, wat jou skat is. As dit dalk Isak is, jou kinders, jou gesin, jou familie, jou besigheid, jou status, offer dit. Jy moet dit doen. Hoekom? Want waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Waar moet ons hart wees? In die koninkryk van God. Hoe kry ek dit reg? Ek moet die dinge van die wêreld afsterf. Al wat ek hier gesien het is belangrik. Dat ek afsterf. My visie vir hier. Ek wil hierdie wêreld 'n beter plek maak. Hierdie wêreld behoort nie Satan. Die hele wêreld lê in die hand van die bose met 'n hoofletter. En jy wil dit 'n beter plek maak. Jy gaan nie kan nie. Jy mos jou tyd. Nooit het ons 'n opdrag gekry vir dit nie. Want hierdie wêreld staan in vyandskap met God. Dit offer dit. Raak ons slaaf van. Nee, maar ek wil die bome oppas. Nee, jy kan nie. As hy terugkom, kom hy met vuur. Groot dele van die aarde gaan brand en jy wil die bome oppas. Vergeet daarvan. Slaan jou hart oor na die koninkryk van God. Verander jou burgerskap van hierdie wêreld na die koninkryk van God. Sterf hierdie wêreld af. En jy gaan in vyandskap gaan met die wêreld, want hy wat godsvrugtig wil lewe, sal vervolg word. Maar dis 'n kort tydjie. Daarin verheug julle jou. Al word julle nou, as dit nodig is, 'n kort tydjie bedroef onder allerlei beproewinge.